Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir vandag kom uit Handelinge 20 vers 24, waar Paulus sê, maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Die oomblik toe koning Dawid sy koningskap ontvang het as koning oor Israel, het die Filistyne met alle mag teen hom in opstand gekom. Net so, die oomblik wanneer ons ontvang wat werd is as ons salwing, kom die vyand ook teen ons met al sy mag. En dit is sleg wanneer dit gebeur, want ons praat daarvan dat ons aangeval word. En daardie aanval is nie maklike tye nie. Maar aan die ander kant moet dit ook vir ons as kind van God 'n teken wees, dat ons moet begin terugveg om te behou wat ons het, ons oorwinning en ons seëninge claim. Want dit sê dat ons gered is. Soos wat Openbaring ook sê, hou vas aan jou kroon, dat niemand dit van jou af wegvat nie. So iets weet ons verseker, die vyand kan nie maak net wat hy wil nie. Hy is nie sy eie maker nie. God het hom gemaak, soos wat God al die engele gemaak het. Maar die vyand het vanweë sy ongeregtigheid, Satan, wat Lucifer was eers, het hy gekies om teen God in opstand te kom. En daar weet ons is hy uit die hemel uitgegooi, met 'n derde van die engeleryk. Jesus het vir ons gesê, in hierdie wêreld sal ons dit moeilik hê, maar dat ons goeie moed moet hou, want hy het hierdie wêreld reeds oorwin. Oral, vir elke oorwinning, sal jy eers spore van bloed sien, diep, gewonde mense sien, voordat hulle 'n scepter kon gelig het, daar die vlag kon gelig het van oorwinning. Nou deur groot aanvalle kom die oorwinning. Die grootste boek van oorwinning, Openbaring, was nie geskryf van 'n troon af of in 'n paleis nie, maar vanaf die eiland Patmos, waar Johannes in gevangenis was, en hy het vandaar die hemel geopend gesien, en kon hy sien wat hierna gaan gebeur tot die eind, en hy het vir ons duidelik geskryf hoe die oorwinning lyk. En daarom kan Paulus kom, en hy sê hierdie woorde, wat ek en jy ook kan sê en ook kan bid. My eie veiligheid is in elk geval nie belangrik nie. Wat saak maak is dat ek doen wat die Here vir my sê om te doen, en dit is om die goeie nuus oor God se goedheid bekend te maak. Dat ons nie heeldag sal loop en sal sê, hoe word ons aangeval nie, om die heeltyd besig te wees in 'n geestelike oorlogvoering nie, maar om te weet, dat ek definitief aan my kroon en aan my salwing moet vashou, want dit is 'n teken hoekom ek so aangeval word. Die vyand is nie regtig agter jou aan nie, maar hy is agter jou aan, wanneer jy begin besef, dat jy meer as 'n oorwinnaar is in Christus Jesus, wanneer jy sy grondgebied begin afvat, in wat God vir jou gegee het om te doen. Dit is dan, wanneer hy met al sy mag, jou begin aanval. So, hoe lyk jou lewe? Is dit net 'n smooth sailing lewe, waar daar geen storms is nie, waar daar geen aanvalle is nie, geen worstelings is nie? Moet jy miskien begin kyk, wat doen jy regtig, wat vir die vyand teestand is? Waar kom jy regtig teen sy werke in opstand? En nou kan ons gaan en ons kan Jesus se bloed drink vanoggend, sy liggaam eet, want dit is waar die grootste oorlog vir ons gewen is, by Golgotha. Dit sê die woord vir ons, dat elke mag van Satan is uitgeklee, is uitgelewer en in 'n triomftog meegevoer. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend u bloed kan inneem, daarvan kan drink,
uit 'n oorwinningsbeker wat ons vashou. Dankie Here, dat elke keer waar die vyand my probeer terughou, om nie vergifnis te vra nie, en om nie te vergewe nie, en ek wel doen wat U vir my sê om te doen, om te vergewe, en vergifnis te vra, en die vergifnis my eie te maak, daardeur word die vyand oorwin. Dankie Jesus, dat ek ook weet, dat deur U wonde, het U gewen, elke wond, wat die vyand my kan toedoen. Dankie Here, dat U vir my is, en nie teen my is nie. Amen.